Dis sy. Dit is lekker om so in die teenwoordigheid van die Here te wees. Amen. Lekker net om so te kan luister en net om te kan sing. Ek moet sê, dit maak my altyd so rustig. In my binneste, raak ek rustig wanneer ek in hierdie oomblikke intree, waar ek saam met julle as gelowiges, saam met julle as familie, die naam van die Here kan grootmaak en kan aanbid. Amen. Dis lekker om hier te wees vanoggend. Is jy opgewonde vir die woord? Naam 1. Jo, tough crowd. Ek wens ek het die Springbokke se skare gehad. Hulle het nogal heel jolig gelyk. Is jy opgewonde om vanoggend die woord van die Here te hoor? Come on, hier is nie die Currie Cup final waar daar 10 op die paviljoen sit en nie regtig opgewonde lyk nie. Kom on, hierdie is waar jy ontvang. En waar ek ontvang. Dit wat in die woord van die Here vir ons gegee word. Dit bring 'n opgewondenheid in my hart. Ek wil vanoggend vir julle sê, die woord van die Here is wonderlik. Ek moet eerlik vanoggend, ek moet eerlik sê. Ek weet nie, en ek is dood eerlik as ek dit sê. Ek weet nie hoe gaan mense deur die lewe en hulle gaan deur die lewe sonder God se woord nie. Ek weet nie hoe doen hulle dit nie. En die eerlike waarheid is, ek wil nie weet hoe hulle dit doen nie. Want toe ek net weer my Bybel vat en ek begin hom lees, is die lewe wat in die woord van God is, die hoop wat vir jou en my in die woord van God is, spreek boekdele. Ouens, ons is nie hopeloos nie. Jy is nie 'n verloorder nie. Jy is nie 'n verloorder nie, want God het jou nie 'n verloorder gemaak nie. Hy het jou nie 'n verloorder gemaak nie. As hy jou 'n verloorder gemaak het, dan lieg die woord van die Here. En die woord van die Here lieg nie. En dis baie keer onsself wat ons self verloorders maak. Die Here sê jy is meer as 'n oorwinnaar. Jy is kosbaar. Kyk gou vir jou langs jou, agter jou, om jou, sê jy is kosbaar. Sê vir hom, jy is nie 'n verloorder nie, jy's 'n wenner. OK. Sien wat ek daar gedoen het? 'n W, nie 'n loser nie. Jy's 'n winner. Jy's 'n wenner. Jy is 'n wenner. Ek wil hê jy moet huis toe gaan met hierdie wete dat jy is 'n wenner. En as jy nie vandag hier uitstap en jy weet jy's 'n wenner nie, dan moet jy rustig raak in jouself en jy moet gaan dink, hoekom is ek nie 'n wenner nie? Hoekom voel ek nie soos 'n wenner nie? Waarmee is ek besig wat my laat verloor? En deel met daai goed. Kry klaar. Want God het jou meer gemaak as wat jy dink. OK. Laasweek se boodskap wat ek gegee het. Hoekom is jy hier? Kom ons hoor of jy die rympie kan onthou. Jy is hier vir God se plesier. Dis 'n klomp mense wat nou nie noodwendig laasweekie was nie. Kom ons sê dit gou almal saam. Ek is hier. Ek kan julle hoor nie, baie meer entoesiasties. Ek is hier. Vir God se plesier. Come on, hy moet smile as hy jou vanoggend dit hoor sê. Sê weer, ek is hier. Vir God se plesier. Vir God se plesier. Jy is hier vir God se plesier. Amen. Kan jy dit vanoggend glo? Kan jy vanoggend dink dat jy 'n plesier vir God kan wees? Die God wat jou so mooi gemaak het, jou so mooi gevorm het. God maak nie foute nie. Jy is hier vir God se plesier. Hy het jou gemaak vir 'n tyd en 'n plek soos hier en nou. Jy is hier vir sy plesier. Jy sit 'n glimlag op sy gesig wanneer jy doen wat die woord sê. Wanneer jy beweeg in sy wil vir jou lewe. God is nie hier vir my plesier nie. Hoewel dit 'n plesier is om die Here te dien. Ek wil vandag vir jou sê, daai liedjie wat sê dis so lekker om die Here te dien, nê. Nee, hy een wat ons so spring kant toe. Dit is so lekker. Ek gaan nou nie spring nie. OK. My spiere is te styf vanoggend. Ek voel ek gaan my knie seer maak. Maar in elk geval, daai liedjie is so waar. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is lekker om die Here te dien. Om die Here te dien beteken nie jy verloor jou lewe en die plesier van lewe nie. Jy vind lewe en oorvloed.
wanneer jy in God se woord in begin beweeg. So ons het laasweek gepraat oor, wat maak God se hart gelukkig? Wat maak hom bly? Die eerste ding wat hom bly maak, het ons laasweek gesê, en as jy laasweek gemis het, fantasties, kry jy jou pen en notaboek uit. Dan skryf jy gou hierdie 4 punte neer. So as jy laasweek gemis het, ek is jou beste vriend, ek gee dit weer vir jou. Die dinge wat God tevrede stel, nommer 1, as ek en jy hom lief het, bo alles. Jong manne, oor die algemeen, as jou vrou jou vra, wie's number 1 on the field and number 1 in your heart, dan sê jy, dit is die Here. Vroue, self as jou man, God eerste. As jy hom lief het, bo alles. Die tweede ding, ek gaan nie vandag veel uitbrei daaroor nie, jy is baie welkom as jy het gemis het en jy wil opvang, gaan luister laasweek se boodskap, hy is op YouTube, so op YouTube, so jy kan hom gaan luister, hy is op MyTube ook, so gaan luister hom gerus, hy is daarop. Die tweede ding wat God gelukkig maak, is as ons hom volkome vertrou. As ons hom volkome vertrou. Ek dink baie keer aan daai gedeelte wat Dawid sê, al gaan jy deur 'n dal van doodskare weer. Dit maak nie saak deur wat se fase jy van jou lewe gaan nie, maar waar ook al jy jouself bevind, in goeie tye of in slegte tye, maak dit God se hart gelukkig as jy hom volkome vertrou. Hy weet wat hy doen. Hy weet wat hy doen. As ek en jy gehoorsaam is aan sy woord, dit maak God gelukkig. Dis die derde ding. Is ons maak God se hart gelukkig as ons gehoorsaam is aan sy woord. Wanneer ons doen wat die woord van die Here sê. Ek moet nie eers met jou praat en jou oortuig om te doen wat die woord sê, is wanneer jy dit lees en wanneer God met jou praat om op te tree op dit wat hy vir jou sê. Dit maak God se hart gelukkig wanneer jy gehoorsaam is aan hom. Dan die vierde ding, wanneer ons hom gereeld prys en dank. Dink nou net gou mooi hieroor vandag weer eens. Dis lekker as iemand na jou toe kom en sê, jy sê Dian, jy het dan 'n mooi baard. Ek wens, ek kan so baard groei soos joune, wat so mooi altyd in plek is. Niemand het 'n baard soos joune nie. Niemand nie. Ek het nog nie ou gevind met 'n mooier baard nie. Is dit lekker? Wat doen hy? Ek kan sien sy bors stoot uit. Nee, stop dit. Nie te veel nie. Okay. So jy moet jou plek ook ken. Maar is lekker wanneer iemand na ons toe kom en sê, weet jy wat, jy word raak gesien. Jou werk wat jy doen is goed. Jy doen mooi. Die manier hoe jy jou lewe lewe, dis amazing. Is lekker wanneer ons geprys en gedank word vir dit wat ons doen. Hoorie, dankie vir jou bydrae, dankie vir dit wat jy vir my gedoen het. Ek waardeer dit opreg. Dis lekker om hierdie goeders te voel en net so is dit vir God ook lekker wanneer ons hom gereeld prys en dank. En dan is daar eintlik 'n vyfde ding, maar hierdie ding, hierdie nommer vat eintlik almal saam. Dit maak God gelukkig wanneer ek en jy 'n lewe van aanbidding lei. 'n Lewe van aanbidding lei. OK? Ek wil jou vat na ons eerste gedeelte toe. En is God se hart dat ek en jy 'n lewe van aanbidding sal lei. 1 Tessalonisense 5 vers 16. As jy wil blaai, kan jy blaai. As jy wil neerskryf, kan jy neerskryf. Tannie Fossie check of ek reg lees. Ek weet dit. Well done. Hoewel ek het reg gelees, Tannie Fossie, ek het weer gaan seker maak, hoor. Ek het gaan seker maak. 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 19. As jy daar sê amen. Amen. Ek is daar. Maar ek het vir myself gekopie en paste. So ek is daar. Ek gaan jou tyd gee. Die eerste ding wat ons in hierdie gedeelte lees, vers nommer 16 sê, wees altyd deur bly. En dan kom ons by die tweede deel. Wees altyd deur bly, wees altyd deur vrolik. Ouens, kinders van die Here, is nie gemaak om dikbek te wees nie. Is nie gemaak om opgeblaase te wees nie. Ek dink Jesus praat gereeld, of hy het 'n paar keer wat hy gesê het, dis nie opgeblaase. Liefde is nie opgeblaase nie. Hy sê vir mense, moenie opgeblaase wees nie, wees vrolik. Dit kom altyd daarop neer, dat ons as kinders van die Here, wees vrolik, wees bly. Want jy het die ewige lewe gekry. Wees bly. Okay? Wees bly in alles.
Dan sê hy in vers 17, en hierdie is baie belangrik, bid sonder ophou. Bid sonder ophou. Nou ek weet dit klink moeilik, maar ek gaan nou eers klaar lees voordat ek met jou praat. Wees altyd deurbly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die Gees nie uit nie. Blus die Gees nie uit nie. Ek wil vir jou sê, wanneer ek en jy in elk geval gereeld bid, wanneer ons 'n lewe van aanbidding lei, dan word die Gees outomaties nie uitgeblus nie. Ek wil vir jou sê, dit word net al hoe meer brandend in jou en in my. Bid gereeld. Nou jy kan by jouself wonder, bid sonder ophou, en jy mag wonder, waar kry 'n mens tyd vir hierdie ding? Jessie, my uur wat ek in die oggende het, sukkel ek in elk geval om te bid. Ek is ook nie ou met 'n lange asem nie. Ek moet vir jou eerlik sê, ek respekteer ouens wat sê ons gaan 'n deurnag gebed hou. Want ek kan nie deur die nag bid nie. Ek is dood eerlik met jou. 'n uur is vir my, ek het al bereik, en dan kom ek by 'n uur, dan het ek gebid wat ek kon bid, en skrif gekwoteer, en liedjies gesing, en alles gedoen wat ek ken, en alles. Maar nie almal het lang asems en alles, maar die gedeelte is nie noodwendig 'n plek in jou tyd, bid sonder ophou, is jy moet op jou knieë gaan heeldag en bid nie. Dit gaan oor die lewe wat ek en jy lei, moet 'n lewe van aanbidding wees, 'n lewe van aanbidding wees. En hoe kry 'n mens dit reg? Hoe kry 'n mens dit reg? Nou die goeie nuus is, aanbidding is nie net een of twee dinge wat ek en jy doen nie. Okay? Aanbidding is nie net een of twee dinge wat ons doen nie. Dit is nie net wanneer ons op ons knieë gaan en in ons stilte tyd bid en daai tyd spandeer nie. Dis baie meer as musiek. Ons het vanoggend die voorreg gehad om hier in die gemeente saam te kom, saam in lofprysing en in aanbidding voor die koning te staan. Maar dis baie meer as musiek, en baie mense maak aanbidding die uur of wat ons op die halfuur wat ons op 'n Sondag sing, dan dink ons, wow, die aanbidding was vanoggend great gewees in die kerk. Ons het aanbiddingsspanne, hulle doen goed. Die aanbidding wat nou nie vanoggend vir my veel beteken het, my nie veel geroer nie. Maar weet jy wat, aanbidding gaan nie oor die musiek nie. Musiek is 'n klein deeltjie daarvan. Stilte tyd en om te bid, fisies op jou knieë te gaan is belangrik, jy moet dit doen, maar dis 'n klein deeltjie daarvan. So dis nie elke keer wat jy dit beteken nie om fisies te gaan en te gaan bid nie, dis meer 'n leefstyl, okay? Aanbidding is nie vir jou voordeel nie. Dit klink snaaks. Hoewel jy voordeel daaruit put wanneer jy aanbid, wanneer jy in God se teenwoordigheid kom, want ek wil vir jou sê, dit is die waarheid, wanneer ons God se teenwoordigheid betree. Ek dink so baie aan daai liedjie wat sê, in the presence of the Lord, there is love. In the presence of the Lord, there is peace, vrede. There is healing. Ek wil vir jou sê, baie probleme word self opgelos wanneer ons in aanbidding voor hom gaan. 'n Gedeelte waartoe ek jou wil vat is, so as ons praat van aanbidding, dan beteken dit ook nie, ek sê vandag vir jou, jy mag nie met God praat oor die dinge wat jou pla nie. Dis nie wat ek vir jou vanoggend sê nie, want Filippense hoofstuk 4 vers 4 sê juis dit, en luister bietjie die vergelyking, in vergelyking met 1 Tessalonisense sê Filippense hoofstuk 4 vers 4, hy sê, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Wees bly, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Dan vers 6, is vir my baie belangrik. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, hierdie is die mooi gedeelte, wanneer ons met God begin praat, wanneer ons hom begin aanbid, wanneer ons na hom toe kom met dinge wat op ons hart is, as 'n ding groot genoeg is om op jou hart te druk, groot genoeg is om jou te pla, ek wil vandag vir jou sê, al pla dit jou net effens, is dit genoeg om na God toe te gaan, in aanbidding, en met hom te praat daaroor, al pla dit jou net effens, met God gaan praat. Hy sê hierso, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal jul harte en jul sinne bewaar. Vandag vir jou sê, hierdie gedeelte is die waarheid. As dit groot genoeg is,
om op jou hart te druk, is dit groot genoeg om met God daaroor te praat. Praat met God daaroor. Maar hierdie is baie keer die kamp waar ons vashak ook. En ons moet baie versigtig wees. Want wanneer ons is geneig om baie keer net na God toe te kom om te praat oor die goed wat op ons hart druk. Vandag het ek die nuus gekyk en dit en dit en dit. En as ek so kyk na die land, Here help my. Here dra my. Here voorsien vir my. En ons maak aanbidding baie keer net op my gefokus. Maar daar's 'n fokusverandering moet kom in 'n lewe van aanbidding. Die fokus is nie ek nie. Die fokus is God. Om te kom en te sê, Here, dit gaan alles oor U. Here, as dit kom by my, al wat ek wil sê is, Here, gebruik my. Lei my in U waarheid. Dit gaan oor Hom. Dit gaan nie oor my nie. So wees baie versigtig wanneer jy ook bid. Ons kom baie keer met ons inkopieslys. Aanbidding is nie deel van die lewe nie. Aanbidding is nie deel van die lewe nie. Ek wil hê jy moet baie mooi hoor. En as jy kan, skryf hierdie deel neer. Aanbidding is nie deel van die lewe nie. Aanbidding is jou lewe. Dis nie 'n deeltjie nie. Dis nie net 'n deeltjie van my nie. Ek wil vir jou sê, aanbidding is jy. Dis wat jy gee. Dis wat jy doen. Johannes 4 vers 23. Johannes 4 vers 23. Ek wil jou vat na hierdie gedeelte toe, want dit is vir my 'n baie, baie belangrike gedeelte. 'n Gedeelte wat ek oor en oor bedink, 'n gedeelte wat ek oor en oor lees, waar hy praat oor aanbidding. En die aanbidding wat God soek. God soek nie halfhartige aanbidding nie. Kan ek 'n amen kry hierop? Hy soek nie halfhartige aanbidding nie. Ek wil so ver gaan om te sê, 95% is nie goed genoeg nie. Die slaagsyfer vir 'n lewe van aanbidding is nie 95% nie. Is nog hoër as om 'n dokter te wees. Dis al 100%. God soek 100% van jou. Dit maak hom gelukkig wanneer jy hom kies bo alles. Wanneer jy met hom praat, wanneer jy met hom deel, wanneer jy hom intrek by jou lewe. Johannes 4 vers 23 sê dit, maar daar kom 'n uur. En dit is nou. Wanneer die ware aanbidders die Vader in gees, sê 'n bietjie in gees en in waarheid sal aanbid. Die Vader soek ook mense. Dis wat hy hier sê. Die Vader soek ook mense. So daar kom 'n uur wat mense die Vader gaan aanbid in gees en in waarheid. En by the way, die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Want God is gees. Vers 24 sê, God is gees. En die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. Dis alles of is niks. Alles wat jy het. Alles wat jy het. Dit bring my by vandag se vraag uit, wat ek jou graag wil vra. Wat is die hart van aanbidding? Ons het uitgefigure, as hierdie mic uitsny, dan spoeg jy op hom. Wat is die hart van aanbidding? Die hart van aanbidding is dit. Oorgawe. Om jouself oor te gee. Oorgawe is die hart van aanbidding. Dis 'n natuurlike reaksie op God se wonderlike liefde en genade. Ons gee onsself nie uit vrees of uit plig uit nie. Ouens, die rede hoekom ons God aanbid is nie omdat ons bang is nie. Is nie omdat ons dit moet doen nie, maar dis in liefde vir hom, omdat hy ons eerste lief gehad het. Onthou wat ek laasweek vir jou gesê het in 1 Johannes hoofstuk 4, hierin is die liefde. Nie dat ons God eerste lief gehad het nie. Ouens, hierdie vers ruk my elke keer wat ek daaraan dink. Ek het God nie eerste lief gehad nie. Ek sal nooit die dag vergeet, die eerste keer wat ek hierdie gedeelte gelees het, wat ek 1 Johannes hoofstuk 4 gelees het, toe ek lees, hierin is die liefde, nie dat ek God eerste lief gehad het nie. Toe ruk dit my in my siel in, want
Ek kon niks doen om God eerste te wys, ek is lief vir hom nie. Maar weet jy wat, hy het die eerste stap gegee. En hy het sy seun gegee, sodat ek nie verlore hoef te gaan nie. Sodat ek gered kan word. Want God is lief vir my. God is lief vir jou. Hy het waarde geheg aan jou. Die dag toe hy sê, kom ons maak die mens na ons gelykenis, toe ek daai gedeelte lees, toe besef ek klaar, God het waarde geheg aan jou, toe hy jou gemaak het. Toe hy sy asem in jou inblaas, het hy waarde geheg aan jou. So ons doen dit nie, ons aanbid nie, ons leef nie 'n lewe van aanbidding uit plig of uit vrees nie, maar uit liefde vir God, omdat hy ons eerste lief gehad het. Oorgawe word baie dinge genoem. Ons kan oorgawe baie dinge noem. So hier's 'n paar goed wat ons dit kan noem. Toewyding. Die eerste ding, oorgawe kan ons toewyding noem. Ons kan praat van toewyding. Om jou kruis op te neem en hom te volg. Om te sterf in jouself. Om jou oor te gee aan die Heilige Gees. So daar's 'n klomp goed wat ons kan noem onder oorgawe. Maar ek wil vandag vir jou sê, dit maak nie saak wat jy dit noem nie. Dit maak saak dat jy dit doen. Dit maak nie saak in wat ons dit noem nie. Dis belangrik dat ons dit doen. Dat ons onsself oorgee. Die eerste plek. Ek wil jou vandag vat na die eerste plek waar daar gepraat word van aanbidding. Wil ek jou vat na Genesis hoofstuk 22. As jy jou Bybel het, blaai na Genesis hoofstuk 22. Ek wil vandag vir jou sê, God ken jou hart. Beter as wat jy homself ken. God soek jou alles. Hy soek nie net iets nie. Hy soek jou alles. En God weet presies waar om jou te toets. Hy weet presies waar om jou te toets. Om te weet of hy jou alles het of nie. Vers 1. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel. Hoor hier nou. En jy ken hierdie gedeelte. En aan hom gesê, Abraham. En hy antwoord, hy sê, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria, en offer hom daar, as brandoffer, op een van die berge, wat ek jou sal aanwys. God kom, hy kom stel hom op die proef, om te sien, waar staan Abraham se verhouding met hom werklik. Vat jou seun en gaan offer hom. Vat jou seun. Daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak en sy esel opgesal en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem. En hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat die Here hom wat God hom aangewys het. En op die 3de dag, toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. Ek wonder, kom ons vergeet bietjie Abraham se hart. Ek wonder hoe het sy maag in mekaar getrek, toe hy die plek sien, waar hy sy seun moet gaan offer. Ek wonder. Het is maklik om die storie te lees. Baie maklik. Maar om jou oë op te slaan en te weet, daar is die plek, waar ek my seun gaan offer. Ek wonder hoeveel van ons sou begin bargain het op hierdie plek. En sê, Here, ek het veel mooier, Here, ek het mooi skape. Het U my skape gesien? Here, het U my beeste gesien? Here, het U my beste wild gesien wat ek het? Ek kan veel eerder dit gee. Ek kan 3 van elk gee. Jou seun is wat ek soek.
Vers 5. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel. Ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid. Die heel eerste keer waar daar gepraat word van aanbidding, is toe Abraham vir sy dienaar sê, bly julle hierso. Ek en die seun gaan en ons gaan daar aanbid. En aanbidding is niks minder as om jou alles te gee nie. Ons ken die storie. Abraham het sy seun gevat, die altaar gebou en hom op die altaar gesit. En die hele punt van hierdie opdrag wat God gegee het, was nooit om Isak dood te maak nie. God het nie na Isak se bloed gesoek nie. God het Abraham se gehoorsaamheid gesoek. Ek wil vanoggend iets met jou deel. Isak se bloed sou nie die offer enigstens volmaak gemaak het nie. Dit was die oorgawe van Abraham se hart wat genoeg was. Maar ek en jy, en ek wil jy moet hierna luister vandag. Maar ons het 'n Vader wat nie die voorreg gehad het wat Abraham gehad het nie. Wat sy seun gegee het as offer vir jou en vir my. 'n Vader wat moes toe kyk hoe sy seun vermoor word sodat ek en jy kon lewe. Ek wil nou net seker maak van hierdie versgedeelte. Ek het dit hier neergeskryf. Die Bybel sê, hy wat selfs nie sy eie seun gespaar het nie, maar hom vir almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook in alles genadiglik skenk nie? Hy het sy eie seun nie gespaar nie. Ons Vader in die hemel het sy eie seun nie gespaar vir jou en vir my nie. Hy het sy eie seun gegee. Vir Abraham was dit net om te kyk. Abraham, ek wil net kyk of jy my liefhet bo alles. Ek soek nie jou seun se bloed nie, ek soek jou gehoorsaamheid. Maar ons dien 'n Vader so goed, dat toe dit kom by die volmaakte offer, toe gee hy ons die perfekte lam om geslag te word, sodat ek en jy vir ewig kan lewe. 'n God wat ons so lief het. En ek wonder of ons verstaan wat ons lees, as ons sê, hierin is die liefde. Nie dat jy enige iets kon doen om my liefde te verdien nie, het ek my seun vir jou oorgegee. Dit is hoekom ons 'n lewe van aanbidding moet lewe. Dit is hoekom ons niks minder as 100% van onsself gee nie. Want 'n God so groot het soveel gegee sodat ek en jy vir ewig kan lewe. Omdat hy waarde aan jou en my toegevoeg het. Omdat hy gesê het, jy is my seun. Ek sal nie my seun spaar nie, want ek wil hê jy moet gered word. Ek wil jou hê. Dan wil ek vir jou sê, dis tyd dat ons ophou om te loop en onsself jammer kry. En te sê, my lewe is 'n niks. My lewe is 'n gemors. En om onsself by mekaar te trek en te sê, ek wil doen wat die woord van God sê. Ek wil 'n lewe van aanbidding lewe. 100% van myself wil ek gee. Nie uit vrees of uit plig uit nie, maar omdat God so groot liefde aan my bewys het. Dat hy sy seun gegee het om te sterf, sodat ek kan lewe. Ek wonder vandag, hoe gaan dit jou lewe verander? Om te weet dat God niks teruggehou het om jou te wen nie. Niks.
Ons kom vanoggend by 'n wonderlike voorreg wat ek het. En dis om Dian te doop vanoggend. Na wedergeboorte is die eerste stap wat ons neem om gedoop te word. 'n Plek waar ek wys, ek skaam my nie vir die evangelie nie. Jy weet, dit is so goed, my kind moet na my toe kom en hy sê, pa, ek skaam my om 'n Norkee genoem te word. Ek wil nie geassosieer word met die gesin nie. Hierdie is die plek waar ek vir almal wys. My lewe is nie meer my lewe nie. Ek is saam met Christus begrawe. Ouens, die doop is 'n wonderlike gebeurtenis wat gebeur in die gelowige se lewe. Dit is 'n plek waar die ou mens begrawe word, waar ons opgewek word in 'n nuwe lewe saam met Christus. Ek wonder, wie van julle het die YouVersion Bible app op julle foon? Wie van julle het hom? Het julle die vers van vanoggend gelees? Die vers van vanoggend. Ek het dit vanoggend in die bidkamer gelees. Ek wil dit graag vir jou lees. Maar ek wil vir jou sê, jou eerste stap van gehoorsaamheid. Die eerste plek waar jy vir God kan wys, Here, ek gee my alles, is om deur die doopwater te gaan. Die eerste plek. As jy nie eers dit daarby kan uitkom nie, dan het jy nog 'n lang pad om te gaan. Want God soek jou alles. Hy soek nie net 80% nie. Hy soek nie stap 1 in jou lewe nie. Hy soek stap 1, 2 en 3. 100% van jouself. Esegiel, hoofstuk 36 vers 26. Ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. Hy sê, ek gee julle 'n nuwe hart met die regte begeertes en 'n nuwe gees. Ek gee dit vir julle. Ek vat die ou hart van sonde weg en gee julle 'n nuwe gehoorsame hart. Is dit nie wonderlik nie? Praat vanoggend. Toe draai dit uit. God doen lankal hartvervangings, nog lank voor Chris Barnard. Haal hy ou harte uit en hy gee vir ons nuus. Hoe wonderlik is dit? Nou Dian, jy kan jouself gaan regkry. Sy is trots op jou. Trots op die stap wat geneem word. Man wat sê, God eerste in my lewe. God eerste in my lewe. En ek wonder, as jy vandag hier sit, jy's nog nie gedoop nie, en jy het jou hart in jou lewe vir Jesus gegee, en jy voel, dis wat ek wil doen vandag. Wil ek vir jou sê, hier is water. Vir jou gemak is dit nog bietjie warmer gemaak. Ek is in die winter gedoop in koue water. Wat verhinder jou? Wat keer jou om gedoop te word? Kom sluit die oë, terwyl elke oog gesluit is. Dalk voel jy vandag in jouself, Here, ek het dalk al die dae van my lewe net 80% gegee. Here, daar's plekke in my lewe wat ek erken. Daar's plekke in my lewe wat ek erken, ek het teruggehou. Maar ek wil dit verander. Ek wil U 100% van myself gee. En as jy vandag voel, Here, ek wil jammer sê en ek wil 100% van myself gee, wil ek jou vra, daar waar jy is, steek net jou hand in die lug. As jy voel, ek het vir so lank teruggehou, maar vandag verander ek dit, ek wil 100% gee. Terwyl elke oog gesluit is, niemand kyk rond nie, wil ek jou vra, steek jou hand op. As jy voel, vandag is die dag, dat ek terugdraai en sê, Here, 100% van U af vorentoe. 100% van U af vorentoe. Ek sien die hande. Ek sien die hande. Vandag is die dag wat jy die besluit neem, en ek gaan jou vra om daarby te hou. 100% van jouself te gee. Here, U sien elke hand wat opgegaan het. En Vader, ons harte is om terug te draai na U toe. En te sê, Here, nie net 80 of 90%, maar Here, ons wil lewe van aanbiddingslewe wat U tevrede stel. Here, ons wil tyd met U spandeer. Here, waar ook al ons beweeg, Here, wil ons met U praat, wil ons met U deel. Here, ons wil saam met U beweeg. Here, al ry ons in ons bakkies en ons boer, Here, dan wil ons met U praat.
Here, al is ons 'n onderwyser tussen kinders. Here, al is ons 'n skoolkind, al is ons afgetree. Here, al die tyd wat ons vind, Here, wil ons net met U praat. Here, dis nie so seer dat ons op ons knieë moet gaan nie, maar Here, ons wil net ons harte met U deel. Here, ons wil U dank, ons wil U loof en prys en alles. Ons wil 100% van onsself gee. Here, U woord is dit wat ons wil doen. Lei ons in U waarheid en in U volle waarheid. Ek dank U daarvoor. Ek dank U daarvoor. En die gemeente sê saam, Amen. Amen.